Op 19 Julie, 64 jaar na Christus, breek daar 'n brand in Rome uit wat 3 dae lank gewoed en 'n groot deel van die stad verwoes het. Die inwoners het 'n sondebok gesoek en dit in keiser Nero gevind. Bewus van sy ambisieuse planne om ou woonbuurte te sloop en so plek te maak vir 'n nuwe bouprojek, het hulle aangeneem dat hy agter alles gesit het. Op sy beurt het Nero die skuld op die Christene gepak, wat weer tot grootskaalse vervolging. Dit was die begin van 'n verskriklike moeilike tyd vir die Christengemeenskap. Hulle is op verskeie maniere gemartel. Onder andere is hulle in die velle van wilde diere vasgewerk, sodat hulle hande 4 voet deur die amfitheaters moes kruip, terwyl leeu's en ander wilde diere op hulle jag maak. Ander is weer gekruisig. Nero het dikwels die voortou geneem en tydens sy onthaal in sy paleistuine het hy Christene van kop tot tone met teer gesmeer, hulle aan pale vasgemaak en vir beligting soos fakkels aan die brand gesteek. Die nuus van sy barbaarse optrede en wrede vervolging van God se kinders het deur die hele Romeinse ryk en van kerk na kerk versprei. Maar terselfdertyd het 'n brief van die apostel Petrus ook die ronde gedoen. Geskryf aan Christene woonagtig in 'n area wat vandag as Noordwes-Turkye bekend staan, het hy hulle bemoedig, gewaarsku en voorberei dat soortgelyke vervolging. Petrus self is in hierdie tyd op bevel van Nero gekruisig. Met sy teregstelling het hy gevra dat hulle sy kruis onderstebo moes draai, want hy het nie waardig gevoel om op dieselfde manier as Jesus te sterf nie. Petrus is vir die meeste mense 'n bekende figuur in die Nuwe Testament. Sy voornaam was Simon, wat riet beteken. Wanneer Jesus vir Simon ontmoet, het hy hom die naam Petrus gegee wat rots beteken, 'n vooruitwysing op die verandering van karakter wat Jesus geweet het sou plaasvind. Oorspronklik was Petrus 'n visserman van Betsaida in Galilea, net so sy broer Andreas. Hulle was vennote met 2 ander bekende broers, Johannes en Jakobus. Dit was Andreas, wat na sy ontmoeting met Jesus eerste sy broer Petrus gaan opsoek het. Ons het die Messias gevind, het hy hom opgewonde vertel. Wanneer ons Petrus ontmoet, woon hy, sy vrou en sy skoonmoeder in Kapernaum. Dis nie moeilik om Simon se temperament in hierdie vroeë dae saam te vat nie. Hy het vele sterkpunte gehad. Hy was charmant, gretig, impulsief en energiek. Maar hierdie sterkpunte is ook gebalanseer deur swakhede. Hy was baie onstabiel, wispelturig, swak, lafhartig en oorhaastig. Alhoewel hy 'n impulsiewe man was, wat selde 'n wag voor sy mond geplaas het, het hy terselfdertyd diepe insig getoon en wonderlike dinge oor Jesus gesê. Hy het hom ook oral vergesel, na hom geluister, hom dopgehou en stadig maar seker het dit tot hom begin deurdring wie Jesus regtig was. En toe, eendag in Caesarea Philippi, aan die voetheuwels van die berg Hermon, het hy die bekende woorde gespreek. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Hierdie merkwaardige uitspraak was die hoogtepunt van Petrus se lewe. Die Messias het gekom. Jesus het die titel aanvaar. Aan Simon verduidelik dat die Vader hierdie waarheid aan hom openbaar het, maar die disippels verbied om vir enige iemand te sê dat hy die Christus was. Onmiddellik het hy hulle begin voorberei op wat sou kom, dat hy na Jerusalem moes gaan, baie sou ly en selfs doodgemaak sou word. In sy reaksie verstaan ons dat hierdie vooruitskouing van wat sou kom 'n baie moeilike les vir Simon Petrus was. Dit verduidelik die afgryse en ontkenning waarmee hy op Jesus se woorde reageer het. Die Messias het gekom om te regeer, nie te ly en te sterf nie, en daarom neem hy Jesus eenkant. Hy berisp hom, maar God het verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Jesus se reaksie hierop was heftig en onmiddellik. Moenie in my pad staan nie, Satan. Jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Hoe fascinerend is om Petrus se briewe te lees aan die Christene versprei in die 5 provinsies van Asia Minor, wat nou bedreig word deur Nero se wydverspreide vervolging. Petrus, wat die lyding van Christus eerstehands aanskou het, beide die aand toe hy gearresteer is en sy dood aan die kruis, leer die gelowiges nou nie hoe om vervolging vry te spring nie,
maar hoe om dit te verduur. Hy praat van allerhande beproewinge, selfs louteringe deur vuur. Lyding is dan die kern van sy eerste brief. En een van Petrus word dikwels die apostel van hoop genoem en bemoedig sy lesers eerstens deur die voorbeeld van Christus, na wie Petrus verwys as die paaslam. Dit fascineer my altyd dat slegs Johannes en Petrus na Jesus verwys as die lam van God sonder gebrek en vlekkeloos. Die twee disippels wat Jesus gevra het om die paaslam vir hulle laaste maaltyd te gaan voorberei. Met Jesaja 53 as riglyn moedig hy die gelowiges aan om Jesus se voorbeeld te volg. Toe hulle beledigings na hom gegooi het, het hy nie weer wraak geneem nie. En toe hy gelei het, het hy geen dreigemente gemaak nie. In plaas daarvan het hy homself toevertrou aan God wat regverdig oordeel. Hulle moes dieselfde doen. Tweedens verduidelik Petrus dat ons geloof getoets word, net soos goud in 'n vuur gelouter word. Dit kom altyd suiwerder en meer verfynd daaruit. Net so word ons geloof getoets sodat ons al hoe meer soos Christus word. En derde, Petrus se vierde antwoord op die hantering van lyding is hoop. Die een eienskap wat die moeilikste blyk te wees om te handhaaf wanneer lyding kom. Petrus se hoop is tasbaar. Hy praat van 'n lewende hoop, geanker in die opstanding van Jesus Christus uit die dode, veilig en seker. En laastens herinner Petrus sy lesers om goed te doen, want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. En as julle verdra wanneer julle goed doen en met ander woorde, wat ons ook al mag deurgaan, sê Petrus, ons moenie ophou om goed te doen nie. En op hierdie hoogtepunt sluit ek die reeks oor die skrywers van die Nuwe Testament af. Kom ons neem dan ook elke woord ter harte en stop nie om goed te doen teenoor alle mense nie, het sy ryk of arm, mense wat van ons hou en nie van ons hou nie, mense binne die kerkfamilie, maar ook hulle wat ons Here Jesus nog nie ken nie.